are so holy, you are so worthy. Here, ons is vanaand hier om dit te kom verklaar en dit te kom net weer vasmaak in ons harte, Here. U is die een waarvoor ons lewe. U is die enigste een. Here, ons kom sit hier vanaand net weer op die troon, op ons lewenstroon. En ons verklaar dit vanaand. You are worthy. You are holy. Sit lekker neem, dankie. Vanaand is een van die interessante aande. Ek het gewoonlik nie my laptop hier nie. Gewoonlik het ek 'n papiertjie uitgeprint en vandag het alles net verkeerd gegaan. So ons is uit die laptop uit. Die printer het nie meer ink gehad nie, my vrou kon nie by die huis kom nie, die bobbejane wou nie laat sy in die kar kom nie, so nee, die letterlik bobbejane. So die vyand het ons getoets vanmiddag, maar ons is hier en dit is vir my so groot voorreg om vanaand hier te wees. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Dawie Jacobs. Rian, baie dankie, dit is altyd lekker om hy help hierso. En vanaand wil ek by jou hoor, hoekom is jy hier vanaand? Met 'n verwagting, yes, dit is wat gebeur op Pinkster, nee, daar is hierdie verwagting, daar is hierdie groot verwagting op Pinkster, want ons vier iets baie spesiaals, ons vier 'n paar dinge. Kom ons sit onsself gou 'n paar jaar terug, 'n paar 1000 jaar terug, in Pinkster. So Pinkster, ek het altyd groot geword, Pinkster is die uitstorting van die Heilige Gees, nee? En ek was 47 jaar oud toe ek uitvind, dis eintlik nie waar Pinkster vandaan kom nie. Pinkster was eintlik uit die Ou Testament uit. Dit is die fees van die eerste oes. Wie dit geweet? Ok, dit was daarom nie net ek wat nie geweet het. So dis die fees van die eerste oes, en die fees van die eerste oes is 50 dae na Pasga. Nou Pasga is wat ons vandag as Paasfees sien, en Paasfees weet ons is die naweek wat Christus gesterf het vir ons sondes en hy die prys betaal, sodat ons in vryheid kan lewe, en hy het opgestaan, en hy is toe nou weer met ons, lewendig. En gedurende hierdie tyd het hy 40 keer met sy disippels en met die mense gepraat, en met hulle kom konfedereer. En dit het so 'n amazing tyd gewees het, en dit was een van hierdie tye, wat Jesus met hulle gepraat het oor die Heilige Gees. In Handelinge 1 lees ons, waar Jesus met hulle praat. So dit was nou, Jesus het 'n paar keer aan hulle verskyn, en ek neem aan meeste van hierdie was gesê op die berg, net voordat hy terug hemel toe is, want daar staan geskryf, Handelinge 1 vers 4 sê, 'n keer toe hulle weer saam was, het hy aan hulle die opdrag gegee. Moenie Jerusalem verlaat, voordat julle nie die Vader ontvang het, van die Vader ontvang het, wat hy beloof het nie. Julle onthou mos, dat ek vroeër daarvan vir julle vertel het. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Vir my is amazing hoe die Here net geweef, hulle sê, onthou julle, ek het julle mos beloof, ek het al vir julle vertel van
van die Heilige Gees wat kom. En toe hulle keer weer bymekaar was, het die apostels Jesus aanhou vra, Here, is dit nou die tyd dat u Israel weer 'n onafhanklike volk met 'n eie koning gaan maak? Sien, is al wat vir hulle belangrik was hulle eie koninkryk en hulle eie Israel. En Jesus antwoord hierdie, hy sê, die Vader bepaal hierdie datums, het hy hulle geantwoord. En die bedoeling is nie dat julle dit moet ken nie, maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang. En hoekom? En oral mense eerstehands van my vertel. In Jerusalem, oor die hele Judea, in Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. Hy het dit gesê, en toe is hy in die hemelruim om opgeneem, terwyl hulle toekyk, en hy het in 'n wolk verdwyn. Die laaste ding wat Jesus oor gepraat het, was die Heilige Gees. Die heel laaste ding, net so voordat hy hemel toe gegaan het, het hy vir hulle gesê, hoor hierso, onthou, moet nou nie waai nie, bly nou net hier in Jerusalem, totdat die Heilige Gees kom, het hy die vorige keer vir hulle gesê, dis vir julle goed, laat ek weggaan. Want dan gaan ek en die Vader 'n ander een stuur, soos ek, om saam met julle te wees. En julle sal nie alleen wees nie. En toe nou in Handelinge 2, nou lees ons, so nou is die disippels almal bymekaar. Die Bybel sê daar was 120 mense in die bovertrek en ons het hierdie stuk al soveel, elke jaar op Pinkster lees ons hierdie stuk en elke jaar is dit net amazing om dit te lees en ek weet is seker nou 'n bietjie klein vir julle om dit te lees, maar anders moet julle net luister. Maar Handelinge 2 vanaf vers 1 sê, Pinksterdag, 7 weke na Jesus se opstanding, was al die gelowiges op een plek saam. Skielik was daar in die lug bokant hulle 'n geluid soos die van 'n geweldige windstorm en dit het die hele huis gevul waar hulle bymekaar was. Nou wie van julle was buite so 2 weke terug, laasweek toe die wind so gewaai het? Julle het dit gehoor? Kon julle dit ignore? Maak nie saak of jy binne of buite was nie, jy kon nie daai wind ignore nie. Nou dis wat hier ook gebeur het. Tonge wat gelyk het soos individuele vuurvlamme het toe tussen hulle verskyn en op elkeen van hulle gaan sit. Almal is toe met die Heilige Gees gevul en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, het hulle in ander tale begin praat. Daar het toegewyde Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Die geluid van die windstorm en die stemme van 'n groot skare het hulle daar laat saamkom. Hulle was uit die veld geslaan omdat elkeen wie gelowig is in hulle eie taal hoor praat het. Toe ek hierdie vandag lees, is dit die eerste keer wat dit vir my so opvallend is. Die Heilige Gees stort uit op hierdie mense in die bokkamer en is so 'n groot lawaai en wind. Niemand kan dit ignoreer nie. En al hierdie mense wat in Jerusalem is, die hele volk is in Jerusalem. It's amazing hoe die Here se tyd. Die Here is so in die detail, nê. Die hele volk is in Israel vir die Paas van die eerste oes. Die Paas van die eerste oes. Nou, hoekom is dit nou so belangrik? Die Heilige Gees, Petrus het daai dag gepreek, en die kerk het daai dag 3000 mense, het die kerk, die heel eerste preek het 3000 mense tot bekering gekom. Nou, ek dink dit is een van die grootste oeste in die kerk ooit, en dit was die eerste oes van die kerk. En julle sien die Here se detail, die Here is in die detail. Dit is vir my nog weer so opvallend, van al die gawes, ons gaan nou oor die gawes praat, maar van al die gawes wat die Heilige Gees kon gee, het hy op daai oomblik vir hulle die gawe van tale gegee. Want op daai oomblik het hulle dit nodig gehad vir die kerk. Hy het nie vir hulle kennis gegee nie, hy het nie daar vir hulle wysheid gegee nie, hy het daar vir hulle tale gegee, sodat die mense wat in Jerusalem is, dit kon hoor en sê, wat gaan hier aan? Jesus, verwonderd het hulle gestaan. En hulle het geluister na die eerste preek en daar was 'n magtige oes, prys die Here. Wyk Satan. Wie is die Heilige Gees? Dus ek sê vandag vir my vrou, dit is die pressure, ek voel nog hier die pressure van vandag se preek. Die pressure op 'n predikant om op Pinkster te preek is, jy moet die woord bring, né?
En ek sê vir my vrou, ek ken mos die Heilige Gees. Ek stap al 'n lang pad saam met hom. Ek wil net vir mense kom vertel van my vriend. Die een wat my lei, die een wat saam met my is, my trooster, my helper, die een wat vir my krag gee, die een as ek moeg is, die een wat my weer help om op te staan, die een wat my lei in die Here se wil in vir my lewe. So ek wil vandag vir julle kom vertel van die Heilige Gees. En dat is nou baie oulike teologiese goed, en ek wil hier deur hardloop, want dit is belangrik. Maar Jesus het van die Heilige Gees gepraat, omdat die Heilige Gees is God. Hy is God. Hy is nie 'n aanhangsel nie, hy is nie die derde of die kleinste boetie nie, hy is God. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Gelyk in elke liewe opsig. Hy is so gelyk, die woord sê, hy was in Genesis 1 vers 2, en die Gees van die Here het oor die waters gesweef. Hy was daar, toe God die Vader, God die Seun en die Gees was daar. Met die skepping. Sorry, kom ek hardloop vooruit. Die Heilige Gees is 'n persoon, Jesus praat hier. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nog nie nou verwerk nie. Hy sê vir hulle, hoor hierso, ek het soveel om julle te vertel, maar julle is nog nie reg vir wat ek het om vir julle te sê nie. Maar, wanneer hy ook al kom, die Gees van waarheid, sal hy julle begelei in die volle waarheid. Hy sal nie uit homself praat nie, maar net sê wat hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom aan julle meedeel. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit, Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle sal meedeel. Yes, nou sit Siri, as dit nie die printer is nie, dan sit Siri wat wil saampreek. Heilige Gees is 'n persoon, die Heilige Gees is God, die Heilige Gees is ewig, die Heilige Gees is 'n skepper, die Heilige Gees is lewendmakend. Hy was daar toe God lewe geskep het, hy was daar toe Jesus uit die dood uit opgestaan het. Julle kan dit gaan lees. Hy is die een wat die verskil gemaak het in Jesus se lewe. Hy is die een wat die krag gebring het. Kom kort ons die Heilige Gees. Hoekom is hy? Hoekom het Jesus en die Vader die Gees afgestuur? Dit is vir my 'n beautiful prentjie. Ek wil gou net teruggaan. Sorry, ek spring baie rond vanaand en julle moet my vergewe. Ek wil gou teruggaan daar die dag toe Jesus gedoop was in die water. En die woord sê, toe Jesus uit die water uit opkom, het die hemele oopgegaan. En die Vader gehoor sê, daar was 'n stem, die Vader se stem, wat daar gesê het, hier is my seun, waarvoor ek baie lief is of welbehae het. Ek ken nie die Afrikaans nie, ek lees Engelse Bybel. En die Heilige Gees het soos 'n duif op hom af neergedaal. Dit is een van die 2 plekke in die Bybel waar God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees saam gemention word. Jy geweet, voor daai doping van die Heilige Gees, het Jesus geen wonderwerke gedoen nie. Jy geweet, voor die doping van die Heilige Gees het hy nie eers gepreek nie. Hy het in die sinagoge geredeneer, maar hy het nie gepreek nie, hy het nie geteach nie, hy het nie wonderwerke gedoen nie. Die Heilige Gees is die een wat die krag ewen in Jesus se lewe gebring het. So hoekom kort ons die Heilige Gees? Ek dink ons het hom nodig as Jesus hom nodig het, né? So die werk van die Heilige Gees, die Heilige Gees is soos enige een van ons, enige mens, enige iemand, hy het meer as net een doel. Die Heilige Gees heilig en verander gelowiges. Die Bybel sê vir ons, die dag as ons glo en ons bely met ons tong dat Jesus is God, dan word ons mos wedergebore, né? En dan word ons wedergebore en jy word gebore deur water en in gees. En op daai oomblik kom die Gees en hy lewe binne in jou en hy kom binne in jou in. En hy begin in jou werk en dit is die heiligmakingsproses. Ek het dit al hier geshare. Die heiligmakingsproses is, ek was in die wêreld, ek was ver in die wêreld, ek het tot op 'n punt gekom waar ek Jesus ontmoet het en ek het omgedraai. Dis 'n omkeer, né? Dis mos nou het ek tot bekering gekom. En hierso kom die Heilige Gees nou in ons in
En nou begin sy werk in my. En hy het baie moes werk aan my persoonlik. En dan sê hy vir my, Dave, ek oortuig jou van hierdie sonde, en ek oortuig jou van daai sonde, en jy moet ophou met hierdie, en soos wat hy my oortuig van my sondes, en my kry om van hy goed neer te lê, hoe meer raak ek soos Jesus, hoe meer raak ek soos hy, en hoe meer begin ek vrug dra. Ons lees as Galasiërs 5. Hy werk so hard aan ons, laat die moord en die haat en die doodmaak en die kwaad van mensdom verander in liefde en vrede en geluk en lankmoedigheid. En ek kan nie julle almal onthou, en ek kan hulle nie almal onthou nie, maar hy verander ons so, dat ons meer soos Jesus lyk. Dis deel van sy werk binne in my, en binne in jou, as jy hom toelaat. Hy gee ons krag, en hy gee ons gawes, ons gaan nou oor die gawes praat. Die Heilige Gees openbaar Jesus. Die woord sê ook, die Heilige Gees herinner ons aan dit wat Jesus gesê het. Jy het dit al gevind? Jy is besig om met iemand te praat, en dan ewe skielik en herinner die Heilige Gees jou aan iets wat Jesus gesê het, en dan dink jy, yes, ek's okay, ek ken daarom die Bybel. En dan kan jy dit gebruik in die oomblik, en al hierdie goed wat die Heilige Gees doen, dink jy hy doen dit vir jou? Hy doen dit nie vir jou nie. Jesus het gesê, hy bou sy kerk. Hy bou sy kerk. Maar hy gebruik jou. As die Heilige Gees binne in jou kom lewe, en jy laat hom toe, dan gaan jy sien om God te sien werk in en deur my. Dis wat daar staan teen die muur. God se Gees werk in my, en as ek hom toelaat om my te verander, en ek stel myself beskikbaar, dankie vir die woord, dan kan hy deur my werk. En as hy deur my werk, dis wanneer goed gebeur, né? Dis wat net lewens verander, en dit is wanneer daar testimonies kom. En ons gaan nou by testimonies kom, en ek wil regtig, oor die vanaand, wil ek amper vir julle sê, hier is nie 'n preek nie, hier is meer 'n praatjie. As jy voel jy wil iets share, asseblief, kom praat saam met my, ons praat vanaand. Maar die Heilige Gees openbaar Jesus, en die Heilige Gees woon binne in ons. Johan Stein het altyd gesê, waar bly Jesus? En dan sê die kinders, in my hartjie. Dan sê hy, is nie. Jesus sit in die regterhand van die Vader, die Heilige Gees lewe in jou hartjie. Die Heilige Gees woon in ons. Die Heilige Gees lei ons, en hy rig ons in God se wil vir ons lewens. As jy hom toelaat, en jy luister, en jy is ingetune, en jou geestesore is oop, en jy het hierdie longing om iets te doen, die rede hoekom ons geskape is, om God te verheerlik, en hoe kan ons God verheerlik? Ons kan nie in ons eie vlees God verheerlik nie, maar hy help ons deur sy Gees, om hom te verheerlik, en sy doel te doen, en elkeen van julle het daar's 'n rede hoekom elkeen julle vanaand hier sit, en daar's 'n rede hoekom elkeen van julle gebore is, die jy gebore is, en dat jy in 2026 so oud is en lyk soos wat jy is. En die Here het 'n plan. Julle het geweet? Die Here het 'n plan, en elkeen van ons het 'n rol om te speel in hierdie plan. Ek's 'n prentjie mens. Ek sien hoe die Here buitekant amper soos 'n fliektoneel, maar is amper asof jy die toneel kan sien, en al hierdie baie toneelspelers is in hierdie fliek, en die Here het 'n plan, en hy is die regisseur van hierdie fliek, en hy sê, Dave, dis nou jou beurt om 'n rol te speel, ek het 'n rol vir jou in my movie, in my storie. Jy het 'n rol om te speel, maar moenie worry nie, ek gaan jou help. Ek weet jy's nie 'n goeie akter nie, maar ek gaan jou help. Ek gaan my Gees vir jou gee, en hy gaan jou help om hierdie rol wat ek het te speel. Die Here het 'n plan met elkeen van ons. En die plan is om almal terug te kry by hom. Dit is lekker om die einde te weet, né? Die Here se plan is om almal terug te kom kry by hom. Dis hoekom ons gemaak het, om in 'n verhouding te wees met ons. En sonde het ingekom, en sonde het ons geskei van hom, en God het 'n plan gemaak, en hy het Jesus gestuur, en toe het hy gesê, moenie worry, jy gaan nie jou nou alleen los weer nie, hierso is die Heilige Gees, hy gaan jou help. Maar hy werk met ons en deur ons om almal, om die kerk, om sy koninkryk weer te bou, te herbou, om almal te gaan vertel van hom.
Hy is 'n trooster. Hy loop langs jou. Julle kan al hierdie gaan lees. Ek kan nie alles gaan lees vanaand nie, daar is nie genoeg tyd. Iemand vir my Microsoft, want hierdie Mac wil nie meer werk nie. Okay, ons gaan hom nou reg kry. As hy daar gebeur iets. Dankie. Die gawes van die Gees is vir die kerk. Is nie vir jouself nie, as hy. Gawes van die Gees. Is nie vir jouself nie. Amper gooi hy my. Amper gooi hierdie Mac my. Gawes van die Gees is nie vir jouself nie, is vir die kerk. Is vir die opbou van die kerk. En julle kan dit gaan lees in 1 Korintiërs 12. Maar die gawes van die Gees is woord van wysheid, woord van kennis, geloof, gesondmaking, wonders doen. Ek weet nooit of dit profesie of professie is nie. Ek sê altyd is Engels, is prophecy. Profesie. Onderskeiding van geeste, tale en klanke, uitleg van tale. Daar was 'n tyd wat hulle gesê het, as jy nie in tale kan praat nie, is jy nie gedoop in die Heilige Gees nie. Wie het dit al gehoor? Ja, onthou julle dit? Dit is nie waar nie. Die tale is net een van die gawes wat hy gee. Paulus skryf dit mooi, actually. Ek weet nie hoe het ons ooit gedink, jy moet in tale praat om te weet jy is gedoop deur die Heilige Gees nie. Maar woord van wysheid, ek wil vinnig hier deur hardloop en ek het nogal gedink, daar's 'n paar wat ek wil share. Maar woord van wysheid is waar die Here vir jou bonatuurlike wysheid gee om 'n probleem op te los. Voorbeeld, ek het nie sulke wysheid in my lewe nie. Voorbeeld is waar Salomo, die Here het vir hom wysheid gegee om te besluit hoe gaan hy maak wie se kind is, wie se ma is die kind. Wie se kind is die ma. Wie se ma is die kind se ma. Woord van kennis. Woord van kennis is waar die Here deur sy Gees in 'n oomblik vir jou iets sal vertel van iemand anders. Hoekom sal hy dit doen? Om daai iemand te oortuig dat hierdie ou, dit moet van die Here af wees, want hierdie ou kon nie weet wat hy nou gesê het nie. Jesus het dit gedoen met die vrou, met die Samaritaanse vrou by die put. Jy daar het hy vir haar gesê, ek weet jy is nie getroud nie, inteendeel jy is by jou hoeveelste man ensovoorts, en net daar toe hardloop sy, toe sê sy, hierdie ou weet alles van my, en sy hardloop terug na die dorp toe, onthou julle dit? En toe sy daar kom, toe vertel sy vir almal van hierdie man, Jesus, by die put. En die woord sê, die hele dorp het tot bekering gekom. Hoor julle die krag? Krag van die Heilige Gees, in daai oomblik gee hy vir Jesus 'n woord van kennis oor hierdie vrou. Sy is so oortuig dat dit van die Here af is, sy hardloop terug, 'n hele dorp kom tot bekering. In daai oomblik. Gawe van geloof. Nou hierdie is nie net geloof soos wat ek en jy glo nie. Hierdie is bonatuurlike geloof en ek het 'n staaltjie om te vertel. Ek het op ruk terug ek fiets gery en jy weet hierdie ding oorvat. Nee, dis nog op die regte bladsy. Ek het fiets gery. En hier is 'n storieetjie, ons hoef nou nie in die detail in te gaan nie, maar lang storie kort, op 77 kilos in hierdie fietsry wedren, is ek van my fiets af, so dronk soos 'n tor, my hartrate sit op 200, kry hom nie af nie, ambulans vat my na die hospitaal toe, hulle sê vir my hart is daarmee een, hy's shot. Hulle wil my in ICU invat, net dog ek, okay, ek moet seker nou my vrou bel, my laaitie is 7 dae oud, my ander 2 kinders is nog klein. Ek bel vir Bonita, ek sê, hey Bonita, hoor hierso, ek's okay, moet nou nie baie uitfreek nie, ek is okay. Maar ek is in die hospitaal, en hulle vat my nou ICU toe, ag hulle wil kyk na my hart, jy weet nou, play ek het so 'n bietjie down, want sy het nou net 'n baba gehad, en ek wil nou nie vir haar sê, ek is actually op my doodsbed nie. En sy sê vir my die volgende, okay, wil jy hê ek moet oorkom? Ek sê of dit sal nice wees, thanks, miskien het ek het te gedownplay, miskien was ek het bietjie ernstiger die papa aangemaak het, maar sy sê vir my, dink jy, ek moet, wil jy ek moet oorkom? Ek sê vir ja, dit sal nice wees, ek lê in ICU, so kom maar oor, dit sal nice wees, en sy bring vir my kleertjies en alles, en dit het my geplaag, dog my vrou het my regtig lief nie, nee. Sy het gehoor, ek het lewensversekering, en
En dit het my gepla, en ek dink dit was so 'n week na die tyd, toe kon ek dit nie meer vat nie. Ek sê vir haar, hoor hierso, ek bel jou, ek sê vir jou, ek lê in ICU en jy vra vir my, dink jy ek moet maar oorkom, wil jy ek moet oorkom? Sy sê vir my, Dave, maar ek het geweet jy gaan fyn wees. Ek is so ek het nie geweet ek gaan fyn wees nie, die dokters het nie gedink ek gaan fyn wees nie. Hoe het jy geweet ek gaan fyn wees? Sy sê vir my, Dave, daar's te veel profesie. Dankie. There's too many prophecies spoken over your life that hasn't come true yet. Dis nog nie tyd om dood te gaan nie. Nou daar het ek geweet, my vrou is 'n vrou van geloof. Gesondmaking. Het 'n storie. Het 'n testimony. Great, gesondmaking, kom deel met ons. Ek was, hoeveel jare my vrou toe hier? Baie jare. Maar ek het 'n ulcer gehad. Yes, en nou loop jy in geloof. Jy weet, ons was nog jong Christene gewees. En dan vat ek my pille en gooi ek dit weg. Oor die net 2 dae, dan krul ek van die pyn, dan gaan koop ek maar weer pille. En ek weet nie, 2-3 jaar later, ek het soort van die ding vergeet al, maar jy het nie ulcer, maar jy het nou nie meer, Here, maak my gesond nie. En eendag, toe ons in Ryma kerk daar aan Randburg, en so gedurende worship, ek voel net, iets kom oor my. En Ryma Collie, hy wys so na my, en hy sê vir my, die Here maak jy nou gesond van 'n ulcer. En net daar so in 'n split oomblik. So, moenie vir my sê die Here maak gesond nie, jy is te laat hoor. Sorry, vinnige vraag, het iemand hulle hande op gelê of het jy net daar gesit? Net daar gesit, toe gebeur het. Net in worship. Ek sweer die Here soek redes om mense te genees. Ek dink nie ek het die gawe van gesondmaking nie, maar die Here sê eendag vir my, ek moet vir iemand gaan bid by hulle huis. Vriende van ons. Ek praat met die vrouman, ek sê vir hom, amper sê ek sy naam. Ek sê, hey Pella, hoe gaan dit met jou? Hy sê, ek sê, okay. Hoe gaan dit met jou huwelik? Hy sê, okay. Ek sê vir hom, wat's fout? Hy sê, nee, ek sê, okay Paul, jy weet, ons is ons nou mans, jy weet, hoe gaan dit in die slaapkamer? Hy sê, nee, daar gebeur niks in die slaapkamer. Ek sê, okay. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, het jy al 'n storie gelees in die Bybel van die vrou wat bloedstonde gehad het? Ek sê, ja. Hy sê, dis my vrou. Vir jare, en die Here wys vir my, hy sê vir my, ek moet vir haar gaan bid, en ek sê vir haar, Here, ek dink, baie mense het al vir haar gaan bid, maar, okay, en hoe gaan bid ek vir hierdie vrou? Ek mag nie eens weet wat's fout nie, verstaan jy? Die Here sê vir my, gaan bid vir die vrou, en die Here wys vir my, soos 'n visie, hoe om vir haar te bid, nie net gaan lê jou hande op, of salf haar, of bid vir haar nie. Ek sien hoe sy lê op 'n bankbed, en ons almal maak ons oë toe, dit is nou wat ek sien, en hy wys vir my, ek moet daar, in die vrou, in Jerusalem, hoeveel 2000 jaar terug, sy voete sit, met denkbeelding. Ek sê, yes, Here, dis 'n bietjie weird. Maar okay, ek sal dit doen. Ons reis soontoe, ek sê vir haar, hoor jy, ek wil vir jou bid. Hulle sê, okay, great, ek sê vir haar, lê jy daar op die bank, ek gaan hier so sit, en ons almal sit net so in, en ons bid, en ek sê vir haar, okay, maak die oë, hierdie gaan nou 'n bietjie, ek het nog nooit so vir iemand gebid nie, maar ek voel die Here sê, ek moet so vir jou bid. En ek sê, maak die oë, en sy maak haar oë toe, en ek sê vir haar, okay, en ek maak my oë toe, en ons almal maak ons oë toe, en ek sê vir haar, imagine it yourself. Dis 'n warm dag in Jerusalem, en jy staan daar, dis warm, jy voel die klippe, daar's klomp mense in die mark, en jy doen jou ding. En die volgende oomblik hoor jy skare daar aan die een kant, en jy hoor iemand sê, hy's Jesus. En jy het al gehoor van Jesus, en nou sit ons daar in 'n sitkamer, en ek vertel vir haar hierdie storie in Jerusalem. En ek sê vir haar, imagine yourself
Jy wil net by hom uitkom, die Here, in daai oomblik sê die Here vir jou, jy moet net aan sy soem van sy kleed raak, dan sal hy genees word. En ek sê vir haar, soos wat sy deur probeer beweeg, val sy, maar ek teken die prentjie mooi, ek teken die prentjie baie mooi. En die volgende oomblik is die Heilige Gees in daai vertrek. En ons almal is in trane. En dis verby. Ek sê vir haar, hoe voel jy? Sy sê, ek voel great. Ek sê, okay, great. En ek weet nou nie wat het gebeur nie. Ek sê net, okay, awesome, kan ons koffie drink, en toe drink ons koffie, en toe gaan ons huis toe. Sy sê toe die volgende dag, 2 dae later, sê sy vir ons, sy is genees. En dadelik kom hy twyfel in, en dan dink jy, is dit nou net, jy weet, soos 'n klein window, wat dit nou opgehou het, en 3-4 weke later, toe vra ek weer vir haar, toe sê sy is genees, en tot vandag toe is sy genees. En die Here het in daai oomblik, en ek het nooit weer vir iemand gebid wat hulle gesond geword het nie, en die Here het in daai oomblik vir my iets gewys, en in daai oomblik het hy nodig gehad, dat iemand vir hom moet bid, op hierdie manier, wat 'n bietjie weird is. Maar as ons gehoorsaam is, en ons laat toe, dat die Here met ons werk, en deur ons werk, dan kan die Here sy kerk bou. En haar stories het vir mense gaan vertel, en dan vanaand kan ek julle vertel, en ek weet, dit groei geloof. Want geloof groei deur die hoor van die woord, die hoor van die dade van die Here. Dat is nog 'n mooi storie, ek ons het tyd, nee. In hierdie dorp, ek vertel eergister, kom ek by 'n vriend van my Dana, ek sê vir Dana, nee, hoe gaan dit? Hy sê, nee, ek sê, yes, jy weet, ek is besig met prepwerk, ek preek nou Sondag, so ek wil, jy weet, prep. Hy sê, waar preek jy? Ek sê, nee, ek preek oor die Heilige Gees. Hy sê, ja, okay, gawes, en ek gaan so 'n bietjie deur alles, en hy sê, yes, dis amazing. Hy sê, yes, ek wil vir iets vertel. Ek sê, ja, hy sê, hy is in Bergsig. Weet julle, ken Bergsig, die Bergsig gemeente, hy vertel my, hy is in Bergsig. Die dominee daar, sy naam is Nati, né? Is daar Nati daar? Ja, Nati. Ek wil net kyk, dat ek die name reg het. Want ek vertel nou iemand anders sy testimony van genesing. En Nati het 'n kind, ek dink die kind se naam is Herman. Ek mag verkeerd wees met daai naam, maar ek gaan met Herman. Herman is in 'n rolstoel, want hy het spierprobleme. Hy is altyd in spasma, seer, kan nie meer loop nie, hy het 'n spierprobleem. In sy kerk is daar 'n ou met die naam van Abri, ek kan Abri se naam onthou. Abri is 'n boer. As julle vir Abri ken, ek seker of van julle kan hom vra. Maar Abri, die Here sê vir Abri, jy moet vir Nati se seun gaan bid. Abri sê hy kan nie bid nie, hy kan nie eens praat nie, hy's 'n boer, hy het nog nooit vir iemand gebid nie, en nou moet hy vir die dominee, die man van God, se seun gaan bid, en hoeveel mense het al vir daai seun gebid? Nou hoekom sal hy nou, wat Abri is, vir die seun moet gaan bid, want dis mos nou die dominee of die pastoor se kind, duisende mense bid vir die kind, hoekom moet hy nou vir hom gaan bid? Hy kan nie eens bid nie. En die Here het dit op sy hart, en druk op sy hart, en hy sê, okay, yes, ek sal nou maar vir hom gaan bid. En hoekom hierdie vir my so 'n oulike storie is, want die Here wys ook vir hom, hy moet in 'n stoel sit en vir die kind wat lê bid. Hy sê, nou sê hy vir die seun, hoor jy, ek gaan vir jou bid. Nou gaan hy na sy huis toe, né? Vir die dominee se huis nie, hy moet nou vir die seun bid. En hy sê vir die seun, okay, nou sê hulle, okay, ja, gaan bid maar daar in die kamer vir die seun, is reg, jy weet, ma en pa sit buite. Abri en die seun gaan in die kamer, hy sê nee, lê op die bed, jy weet, en die seun blykbaar sê, dit was vir hom moeilik om uit die stoel uit te klim, want hy is seer, en hy lê toe nou op die bed, en Abri bid vir hom. Abri sê, daar was nie 'n stoel in die kamer nie, maar toe die seun uit die rolstoel uitklim, toe is daar 'n stoel. Toe sit hy in die rolstoel. En toe bid hy vir die seun. En die seun sê, yes, okay, dankie dat oom vir my gebid het, en hy sê, okay, great, dankie dat, jy weet, dat ek kon bid, en hy is al weg, hy het nie eens geweet dat 'n wonderwerk gebeur nie. En die seun, toe hy terugklim in die rolstoel, toe kom hy agter, hy is nie seer nie. En blykbaar, en dis nou die storie wat Dana my vertel, nee, en blykbaar is die seun so, hy begin so half dans in sy kamer, en teen die tyd wat die dominee Nati, nee, toe hy terugkom van die kar af, waar hulle vir Abri baie gesê het, toe is die seun in trane, en hy is besig om te dans. Want Abri het gaan bid vir die seun. Hy was net gehoorsaam. Sien, as jy toelaat dat die Heilige Gees deur jou werk,
kan daar wonderwerke gebeur. So hoe kry jy die Heilige Gees? Kyk, kom ek stel dit so. Wie wil gevul wees met die Heilige Gees? Wie is al gevul met die Heilige Gees? Amen. Die res van julle wil julle gevul word met die Heilige Gees. Yes. So hoe ontvang mens die Heilige Gees? Jesus vertel ons hoe. Ek kan nie 3 goed handle nie. Ek gaan hierdie lees, julle moet luister. Lukas 11. Toe, om hulle meer te leer van gebed te leer, het hy hierdie voorbeeld gebruik. Stel jy gaan in die middel van die nag na 'n vriend se huis toe om 3 brode te leen, en jy sê vir hom, 'n vriend van my het pas aangekom vir die besoek, en ek het niks om vir hom te eet nie. En hy sou uit sy slaapkamer antwoord, moet my nie pla nie, die deur is gesluit vir die nag, en ons almal is al in die bed. Ek kan jou nie nou help nie. Nee, ek sê vir julle, al sal hy dit nie as 'n vriend doen nie, as jy net lank genoeg aanhou klop, sal hy vanweë jou onbeskaamdheid opstaan en vir jou gee wat jy nodig het. Ek moet net gou hierdie prentjie vir my, ek moes hierdie prentjie in gewone Afrikaans vir myself regkry. Okay, so jy gaan klop aan jou vriend se deur, ander mense het by jou kom kuier, jy skree vir hierdie ou, hoor jy, ek sorg 3 brode asseblief, want ek moet hierdie mense wat by my kuier voer. En al sou daai ou nie wil uitklim nie, maar jy staan en klop en jy sê, come on Pieter, asseblief, ek het 3 brode nodig. Dan gaan hy sê, gaan weg, die deur is daar gesluit. Come on Pieter, ek het mense by my huis, kom gee asseblief vir my brood, ek het nie brood om vir hulle te gee nie. Dan gaan Pieter so, heerlikheid man, en dan gaan hy uit sy bed uit opstaan en hy gaan kom en hy gaan 3 brode vat en hy gaan dit so in jou hande ingooi nadat hy die deur oopgemaak het, dis hoe ek het sien anyway. Want hy sal vanweë jou onbeskaamdheid opstaan en vir jou gee wat jy nodig het. En so sê ek vir julle, hou aan vra. En vir julle sal gegee word wat julle vra. Hou aan soek en julle sal vind. Hou aan klop en die deur sal oopgemaak word. Want enigeen wat vra, ontvang en enigeen wat soek, vind. En die deur word oopgemaak vir elkeen wat klop. Julle vaders, as julle kinders vir julle vir 'n vis vra, gee jy dalk dan vir hom 'n slang? Of as hulle vir 'n eier vra, gee jy dan vir hom 'n skorpioen? Natuurlik nie. As julle sondige mense dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees vir julle gee wat hom vra. Kinders weet hoe om aan te hou vra, né? My laat jy doen dit baie goed. Jy ook. Jy sussie of wat, ek al het jy nou net gestamp. Kinders hou aan vra, né? My laat jy wil nou pellets hê. Sondagoggend. Hy het nou 'n video gekyk van iemand wat pellets skiet, nou wil hy pellets hê. Pellet shop is toe. Dis trane. Papa, kan ons gaan pellets koop? Nie nou nie. Papa, kan ons gaan pellets koop? Nie nou nie. Winkel is toe. Papa, is pas seker die oop winkels het nie pellets nie. Hou aan en aan en aan en aan. Die winkels is toe en ek wou vir hom gaan pellets koop, maar ek kan regtig nie kry. Maar dis wat Jesus vir ons sê, hoe ons moet vra en hoe ons moet soekend wees en hoe ons moet wees as ons sy gawes wil hê. 'n Ander gedeelte skryf Paulus, Jesus, ek wil hê jy moet regtig hinker na die gawes van die Gees. Ek wil hê jy moet regtig dit gaan soek. Hy het ander woorde gebruik, maar dis wat hy gesê het. Hy het gesê, en gaan soek die van profesie, en gaan soek goeie woorde, en gaan soek al die gawes, en as jy gawes het, great, en gaan vra die Here vir nog gawes. Hoekom? Sodat jy meer effektief kan wees in sy koninkryk. Sodat jy meer effektief kan wees in jou dienste in sy koninkryk. Sodat jy 'n groter impak kan maak in sy koninkryk. Dis hoekom. So ontvang ons die Heilige Gees. Ek dink ons gaan nou vir mense bid. So kom ons kry sommer die musiek aan die gang as hulle nie omgee nie. Vra die Here om jou te vul met sy Gees. So dit nou gelees, né? Vra vir Jesus om jou te vul met sy Gees. Dit was 'n belofte. Die volgende ding is daar, herinner God aan sy belofte. Jesus het gesê, ek gaan en ek gaan my helper stuur. Ek gaan die Heilige Gees stuur en hy sal julle vul en hy sal vir julle krag gee. Dit was 'n belofte wat hy gemaak het. Jy kan hom herinner aan sy beloftes. Glo dat hy jou sal vul, Hebreërs 11.
aan 'n gedeelte praat Jesus, dan sê hy, die wat dors is, kom na my toe as jy moeg is, as jy dors is, kom drink hier by my lewende waters. As jy van hierdie lewende waters gaan drink, dan sal jy nooit weer dors word. Aan 'n gedeelte skryf hy van hierdie lewende waters, wat uit jou hart uitvloei, wat net aanhou vloei en vloei en vloei, dit raak nooit op nie. Dis hoe hy die Heilige Gees beskryf. Die hele Nuwe Testament lees mens van hoe die disippels en die apostels gegaan het en dan het hulle seker gemaak en dan op 'n gedeelte dan vra hulle vir mense wat tot bekering gekom en dan gaan hulle die mense toe dan sê hulle vir hulle, hoor jy, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle tot bekering gekom en dan sê hulle, nee, ons het nie eens geweet daar's 'n Heilige Gees nie. Het julle dit al raak gelees? En die ou wat hulle gelei het na Jesus toe het vergeet om te hulle vertel van die Heilige Gees en dan gaan die disippels toe en dan sê hulle, nee, Jesus, ek dink dit was Pieter, ek weet nie, ek lees mos Engels, Petrus. En hy sê vir hom, nee, Jesus, kom ek bid vir julle moet die Heilige Gees kry, want dis wanneer jy krag kry, dis wanneer jy die Here binne in jou het. Ek het vergeet om iets vroeër te sê. In die Ou Testament, oral waar God homself bekend gemaak het aan mense, was daar vuur. Moses het gegaan en toe sien 'n brandende bos, vlamme, vuur. Toe in die woestyn was daar 4 kolom. By Mount Sinai was daar 4 kolom. Toe hy vir ons die wet gegee het op klip, né, by Moses. In die woestyn het hulle gelei met 'n 4 kolom. Fast forward 'n paar jaar, paar 100 jaar. Pentekost. Vandag 2000 jaar terug. Kom 'n tonge van vuur. God in die bokkamer. Maar iets is anders. Hy bly nie net tussen die mense nie, hy gaan in die mense in. Hy is nie net weer in die tabernakel nie, hy is nie net weer in die 4 kolom nie, hy is nie net weer in die brandende bos nie, hy gaan in die mense in. Jy geweet, jy is 'n tempel van die Here. Ontvang die Heilige Gees deur die handoplegging, laying on of hands. Sal die hele Nuwe Testament gaan lees Handelinge, jy lees dit oral. En Paulus en Petrus en Philip en hulle almal het vir die gelowiges gebid en hulle het hulle hande op hulle gelê en hulle die Gees ontvang. En dan net soos jou genesing gebeur het, en soos op die dag van Pentekost, terwyl hulle net by mekaar was, soos nou. Hulle het die Here geloof en geprys en hulle het hulle self toegewy aan woord en gebed. En toe met eens, toe is daar 'n stormwind in die bovertrek. Niemand het hande opgelê nie, daar was niks anders gedoen nie. Het homself net kom uitstort, want hulle het gewag. Hulle het geglo wat Jesus gesê het, hy het vir hulle gesê, julle moet wag. En in geloof het hulle gewag. En hulle het gesoek. Ek vra weer vir jou, hoekom is jy hier vanaand? Ek hoop hier is net vir die musiek of gewonder of hierdie ou wat uiteindelik huise verkoop kan preek nie. Ek hoop jy is hier vir 'n verwagting in jou hart. Ontmoeting te hê met die lewendige God. Ek het vroeër gesê ek wil vir julle vertel van my vriend. Imagine ek het julle vertel van Nikki. Nikki bly in Kaapstad, is regtig 'n vriend van my. Nikki bou saunas en steam rooms vir 'n lewe. Nikki is 'n lekker groot ou, hy het sulke rooierige hare. Nikki is so 6'4". Nikki hou van visvang, Nikki hou van jag. Hy hou van honde, hy hou van pellet gun skiet. Lekker ou. So ontmoet sal hom like. Regtig, sal. En ek kan vir jou sy telefoonnommer gee en jy kan vir Nikki bel, want jy kan met Nikki praat.
kan vir jou sê waar bly hy, dan kan jy in jou kar klim en jy kan soontoe gaan. Dan kan jy vertel van Nikkie, maar die enigste manier hoe jy Nikkie gaan leer ken, as jy vir Nikkie leer ken, as jy hom ontmoet. En ek voel vanaand so oor die Heilige Gees. Ek kan nou vir jou ek kan vir jou hierdie goed stuur as hierdie Mac wil. Ek kan dit vir jou e-pos en ek kan vir jou vertel en ek kan vir jou sê waar jy kan gaan lees van die Heilige Gees en ek kan vir jou stories vertel van waar die Heilige Gees wonderlike goed gedoen het in mense se lewens, maar as jy die Heilige Gees wil leer ken, as jy hom regtig wil leer ken, dan moet jy hom ontmoet. En daar is nie 'n reël wat sê nie, ons het nou net vir julle gesê, daar is nie 'n reël wat sê, jy moet vorentoe kom, en mense met hulle hande op jou lê nie. Maar daar is 'n ding wat sê, daar is 'n wet of 'n, wet. Geestelike wet wat sê, jy moet glo in die Here. Glo in Jesus Christus. Jy moet jouself laat doop en hy sal jou vul. Jy moet jouself laat doop met sy Gees en jy moet hom vra en jy moet hom aanhou vra en jy moet soekend wees en jy moet jou hart oopmaak en jy moet regtig glo. Dat toe Jesus gegaan het, het hy die Heilige Gees gestuur en jy moet regtig glo dat hy wil regtig jou leer ken. Hy wil regtig deur jou werk. So ek gaan vra dat julle vir ons 'n song speel en julle kan kies wat sê en ek ken nie songs nie. En ek weet dis nou al 6:10, dis okay. As jy ontmoeting wil hê met die Heilige Gees, en jy voel gelei om daar te sit en vir hom te sê, Here, ek wil regtig hê jy moet my vul. Maak jou hart oop, maak jou oë toe, fokus op hom. Moenie worry oor die mense langs jou nie. Herinner Jesus aan sy belofte dat hy gesê het hy sal jou vul met sy Gees en laat hy jou vul met sy Gees. En as jy wil hê iemand met hulle hande op jou lê en saam met jou bid, ek en Rian en wie ook al wil enigiemand wat gevul is met die Gees kan vir jou bid en kom vorentoe, ons is hier, kom, ons bid saam met jou. Wil jy voorstel aan my vriend? Maar vat hierdie tyd. Die Here sê hy klop. Jou lewe sal nooit weer dieselfde wees. Dis een belofte wat ek jou kan maak. Ek gaan nou ophou praat. Hier is 'n tyd tussen jou en die Here. Vat hierdie tyd en hierdie ontmoeting.